besondere geleentheid. Welkom ook aan ons lidmate wat vandag hier is en dan ook aan besoekers wat vandag hier is. Ons sê altyd baie welkom aan die besoekers en dan vergeet ons ook van ons eie lidmate om hulle ook spesiaal hulle welkom voel. So ek hoop almal van u voel vanoggend baie welkom by hierdie diens. En mag dit vir u werklik 'n geseënde dag wees en 'n geseënde tyd wees. En ons gaan so 'n bietjie later in die erediens ook hoor hoekom ons vir mekaar kan sê geseënde Kersfees. So graag wil ek en Karen vir u as gemeente en besoekers, geloofsfamilie hier in Meyerspark dan regtig 'n baie geseënde Kerstyd toebid. Mag dit vir u 'n wonderlike tyd so saam met die familie en die gesinne wees wat saam kuier vandag. En ons het selfs besoekers uit, en ek kan nooit onthou tot Australië of Nieu-Seeland is die mense wat daai kant toe gaan, dan weet ek nooit watter een van die lande, nie Australië, nie. Perth, by ons, so baie welkom, spesiaal in julle dan ook vanoggend hierso. Ons gaan so 'n paar liedere vooraf sing, sommer so 'n mini Kersdiens. Jy kan net so bly sit, dan gaan ons so 'n paar liedere saam sing. Daar's een plek wat daar op die bord gaan staan dat jy vir die volgende 3 liedere wil staan. Die wat nie kan staan nie, hoef nie te staan nie. Ek weet dis van die ouer mense wat bietjie sukkel om te staan, dan hoef jy nie te staan nie. So ek gaan nou nie verder aankondigings of afkondigings maak nie, dit gaan alles op die skerm verskyn. Maar kom ons begin dan sing ons met 'n paar Kersliedere lekker saam. Dankie Robert.
liefde van God, ons verlosser, verskyn het, het hy ons verlos. Ons is verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van God se ontferming wat ryklik oor ons uitgegiet is deur Jesus Christus, ons verlosser. Ek steek dan volgende weer die kers van hoop aan, die kers van vrede, die kers van vreugde en die kers van liefde.
vrede van God die Vader, wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. Genade en vrede van Jesus, die Seun wat as lig op aarde mens geword het, en genade en vrede van God die Heilige Gees, wat ook ons verstand en ons harte verlig. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vandag het om U, die gesalfde, die koning van alle konings, in aanbidding te prys, om voor U te buig en te verklaar dat U alleen Here is, God is, die Almagtige, die lewende Here Jesus. Dankie dat ons as 'n geloofsfamilie vanoggend saam voor U kan buig, saam aan die eer en hulde kan bring. En Here, mag hierdie Kersdag vir ons nie maar net nog 'n Kersdag wees, waar ons vir mekaar mooi geskenke gee en mooi wense toewens nie, maar mag dit 'n dag wees wat ook ons hart en ons lewens raak, omdat ons weet, ons Verlosser Jesus Christus is gebore, en dat dit 'n geweldige impak
die hele mensdom en die hele skepping het. Dankie, Here, dat ons ook so getuies kan wees van U liefde, wat U ook in Jesus Christus vir ons het. Dankie dat ons as families vandag saam kan wees hier. Waar daar dalk iemand is wat alleen is, iemand wat ver van familie is, iemand wat dalk nie familie het nie. Mag hulle ook in hierdie oomblikke hier iets van familiewees beleef, saam met ons, as gemeente. Mag hierdie dag vir elkeen van ons 'n dag van hoop en vrede en vreugde en liefde wees, omdat U dit vir ons gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend die baie bekende geboorteverhaal van Jesus Christus, soos wat ons dit in Lukas 2 kry. Het dat dit op? Toch net dat ek dit nie opneem, want ek sien hy soek daar. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik, maar toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen gegaan en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.
word daar op verskillende maniere vandag vir mekaar seënwense toegebid. Die Engelse mense, van wie nou so 'n paar vanoggend hier is, sê vir mekaar Merry Christmas and a Happy New Year. Die Duitsers, van wie hier ook 'n enkeling is wat ek van weet, sê vir mekaar vrolige Weihnachten. En die Franse, van wie ek nou nie weet of hier iemand is nie, en wat ek ook nie regtig weet om dit uit te spreek nie, wou my swaar vraag voor die tyd, maar ek vergeet. Matthys, wil jy graag oor die microfoon sê, hoe mense dit sê? Hy sal my nooit vergeet. Maar dit is iets soos Joyeux Noël, as ek reg het. As ek reg aantjie, weet julle het so effens meer kennis van Frans as ek. En in al hierdie woorde hoor ons iets van vrolikheid en blydskap en vreugde, opgewondenheid. In Afrikaans het ons die voorreg om dit vandag vir mekaar anders te sê. In Afrikaans sê ons vir mekaar vandag geseënde Kersfees. Want vandag is nie vir almal 'n Merry Christmas nie. Vandag is nie vir almal 'n plesierige dag nie. Ek was gister by 2 persone hier in Hazeldean se aansterk fasiliteit. En skielik het die saal net vol geword, soos wat hulle nog pasiënte ingebring het. En ek het eintlik 'n vermoede gehad dat hospitale probeer hulle beddens bietjie leeg kry, en dan stuur hulle die mense so na die step-downs toe. En ek het maar net daar iets ervaar van, maar vir hierdie mense is daar nie vandag 'n vrolikheid nie. Vir hulle is daar nie blydskap in hulle harte noodwendig nie. Ek het nou vir Eloise 'n drukkie gegee, want sy het nie vandag 'n plesierige dag nie. Soos baie ander wat in hierdie jaar 'n geliefde aan die dood afgestaan het. En dit het hier aan die einde van die jaar vir my gevoel dat ons het nogal 'n baie emosionele jaar in hierdie gemeente gehad. Rikus en ek het 'n hele klomp begrafnisse gehad. Ons het baie traumatiese situasies met mense moes meemaak. Eergistermiddag is Danielida Steenkamp oorlede. En vir haar familie is hierdie nie 'n vreugdevolle dag vandag. Mense worstel met kanker en kankerbehandeling. Mense ervaar nie vandag noodwendig pret en plesier. Maar ons kan almal egter 'n geseënde Kersfees hê. Want die seën van Kersfees hang nie af van ons omstandighede nie. Maar die seën van Kersfees lê in Jesus Christus wat vir ons gebore is. En dit is wat Lukas 2 ook vir ons wil sê. Christus se geboorte bring vir ons vrede, en ja, dit bring vir ons vreugde, maar dit bring ook vir ons hoop vir almal wat in geloof op God se liefde reageer. Hierdie verhaal wat Lukas vir ons vertel van Jesus se geboorte is sekerlik vir almal van ons oorbekend. Maar Lukas wil nie vir ons maar net 'n klompie feite hier kom weergee wat ons verbeelding aangryp en allerhande romantiese beelde skep
van 'n baba wat in 'n mooi sagte bedjie van strooi in 'n houtkrippie lê, dalk in 'n spierwit Woolies Bybelgrou en nuuskierige donkies wat daar om hom staan en engele wat voor hom kniel en die wyse manne en almal is sommer saam daar en dit is glad nie eers hoe die Bybel dit vir ons sê nie. Dis nie wat Lukas vir ons wil vertel nie. Lukas kom gee vir ons feite wat ons lewens moet aanraak en wat mense tot bekering en tot geloof wil bring. Maar hoe kan ek vandag vir Eloise en vir ander wie in hierdie jaar geliefdes aan die dood afgestaan het? Hoe kan ek vir mense wat op hierdie stadium worstel met ernstige siekte of met watter ander trauma in jou lewe ook al, hoe kan ek vandag vir jou sê geseënde Kersfees? Lukas gee vir ons 3 redes daarvoor. Die eerste rede is, ons kan vir mekaar sê geseënde Kersfees, want Jesus Christus kom in die konkrete stukkende aarde na ons toe. Hierdie stukkende aarde waarvan ons deel is. Want Lukas kom sê vir ons presies waar en wanneer Jesus gebore is. In Bethlehem, in die tyd toe Augustus keiser was. En ons het nou hierdie afgelope adventstyd, vir die van die wat hier was, nogal baie gehoor, dat dit glad nie 'n maklike tyd was vir mense om te leef, in die tyd toe Augustus die keiser was nie. Want hy was nie 'n maklike man gewees nie. Augustus se mag was op geweld en die onderdrukking van mense gebou gewees. Daar word vertel dat sy paleistuin versier is met die skedels van sy slagoffers wat dit gewaag het om teen hom in opstand te kom. So het enige iemand wat teen hom gedraai het, sy muur laat doodmaak. En dan is dit in hierdie tyd wat 'n engel van God na die skaapwagters toe kom en vir hulle kom sê, maar vandag bring ek vir julle 'n boodskap van goeie tyding. Vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore. En die skaapwagters aan wie hierdie engel verskyn het, was ook maar die randfigure van die samelewing of deel van die randfigure. Hulle het geen aansien in die samelewing gehad nie. Maar ons moet hulle egter ook nie verromantiseer soos wat al die mooi Kersfeesbeeldjies of uitbeeldings vir ons wil voorstel nie. Die skaapwagters was ook nie altyd sulke eerlike mense gewees nie. Soms was hulle ook wreed en oneerlik. Hulle het mekaar se skape gesteel. Josefus, die baie bekende Joodse geskiedskrywer, vertel hoe dat die skaapwagters dikwels ook reisigers voorgelê en besteel het. Weereens kan ons sê, daar's op aarde niks onder die son nie. Maar dit wat vandag gebeur in ons land en in die wêreld, het daardie tyd ook gebeur. Verder was die skaapwagters ook as onrein beskou deur die Jode, omdat hulle elke dag met diere gewerk het. En tog bring die engel van die Here juis aan hulle, die weerloses, die sondaars, die onreines, bring hy 'n boodskap van hoop van God af. Vandag, in hierdie tyd van magsmisbruik in die Romeinse Ryk, in hierdie tyd waar weerlose mense misbruik is, in hierdie tyd waar keiser Augustus as God vereer is, in hierdie tyd vandag, sê Lukas, bring die engel 'n boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. So Jesus bring nie verlossing vir eendag nie, iewers in die verre toekoms nie. Hy is ook nie maar net die verlosser van 'n paar uitgesoekte vriende van hom nie.
vir jou kan ek vandag sê, geseënde Kersfees. Geseënde Kersfees, want Jesus het na ons toe gekom, sodat elkeen wat glo in hom vandag, hier en nou, by hom kan tuis wees, omdat hy by jou tuis is. Vandag kan elkeen van ons geborge wees in hom, verlos wees. So ons kan vir mekaar sê, geseënde Kersfees, want Kersfees bring hoop vir die wêreld. Maar Lukas gee vir ons ook 'n tweede rede hoekom ons mekaar kan sê geseënde Kersfees, want alle mag en heerlikheid behoort aan Christus. Lukas kom skep 'n baie definitiewe kontras tussen keiser Augustus van die Romeinse Ryk of die Pax Romana aan die een kant en Jesus Christus, die koning van God se koninkryk aan die ander kant. Keiser Augustus se mag staan dan lynreg teenoor die mag van Christus. Augustus, wat selfs sy eie neef laat vermoor het, net sodat hy sy mag kan behou, het met brutale militêre wreedheid vrede in die Romeinse Ryk afgedwing. Daarteenoor lê God se vrede as 'n baba in 'n voerbak, toegedraai en wat waarskynlik stukke flenter lap was wat van ou klere afgeskeur is. In Jesaja 1 vers 3 lees ons, 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas. Maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. En met hierdie beeld kom sê die Here vir sy volk Israel dat hulle eintlik ander krippe gesoek het om die beeld te gebruik. Dat hulle weggedraai het van God af, dat hulle agter die heidene nasies se afgode aangegaan het. En dan sê die Here vir hulle, maar 'n donkie ken die krib van sy baas. Wanneer Jesus hier in 'n krib neergelê word, dan kom wys hy weer die pad na God toe. Maar Jesus se mag is die mag van liefde en selfprysgawe. Augustus se verjaardag op die 23 September is elke jaar aangekondig as 'n dag van goeie nuus vir die wêreld. In Lukas 2 vers 10 sê die engel vir die herders egter, die goeie nuus het vandag gekom dat die verlosser van die wêreld gebore is, Christus die Here. Augustus het in 'n luukse paleis gewoon. Jesus lê in 'n yskoue, klipharde voerbak vir diere wat uit klip gekap is. So sien u hierdie kontras wat Lukas wil skep tussen Augustus aan die een kant en Jesus Christus aan die ander kant. En met hierdie kontras kom wys Lukas dan vir sy lesers, Christus alleen is Here en Koning. Die mag behoort aan hom, nie aan die maghebbers van die wêreld nie. Dit is aan Christus wat die engele lof en eer bring, nie aan Augustus die keiser nie. Nie aan die maghebbers wat dink hulle die mag in hulle hand nie. En ons moet vandag eerlik vir mekaar ook kan sê dat die wêreld se grootste vyand is mag. Want waaroor gaan elke oorlog? Dit gaan oor die behoud van mag. Waaroor gaan elke rusie? Dit gaan oor die behoud van mag. Daarom is mag dodelik en gevaarlik. Want jy kon volgens met 'n
helder stem hier gesit en sing het Stille Nag saam met die gemeente. Maar met daardie selfde stem kan jy môre mense in jou huis vloek en skel of by die werk verskree. Met dieselfde Bybel waaruit ons vandag preek oor Christus se liefde vir almal, kan jy môre vir mense wat 'n ander lewensuitkyk as jy het, die leuen gaan vertel dat God mense liefhet wat is net soos wat jy is. En vir niemand anders nie. Met die mag in jou hand kan jy vir mense die lewe hel maak. Soos wat keiser Augustus die lewe vir elke inwoner van die Romeinse Ryk hel gemaak het. So Lukas se geboorteverhaal van Jesus wil ons dan aan die een kant kom vertroos om te sê, vandag is die verlosser gebore, maar aan die ander kant wil hy ons ook kom waarsku. Christus is die Here, ja, en deur sy geboorte, sy kruis, sy opstanding, het hy alle ander magte en owerhede oorwin en aan hom onderwerp. En daarom buig ons voor hom alleen en hoef ons geen ander mag te vrees nie. Dit is die troos wat Lukas vir ons wil bring. Maar aan die ander kant is daar ook 'n duidelike waarskuwing. Met watter mag beheer jy dalk ander mense? Wat doen jou mag aan ander? En daarom is Kersfees nie maar net 'n tyd van heerlike Kersliedere saam sing en rondom 'n Kersboom vergader en vir mekaar Kersgeskenke uitdeel en vir mekaar mooi boodskappe gee nie. Kersfees is inderdaad ook 'n tyd vir stilte, 'n tyd vir selfondersoek en dalk ook 'n tyd vir bekering. Lukas gee vir ons 'n derde rede oor hoekom ons vir mekaar kan sê geseënde Kersfees. Want God het mens geword. Die feit dat God as mens na ons toe gekom het, beteken dat hy ons verstaan. Dat hy vandag ons hartseer verstaan. Dat hy vandag ons bekommernisse verstaan. Dat hy ons eensaamheid verstaan. Dat hy ons moedeloosheid verstaan. Want Christus weet hoe dit voel om deur mense verstoot en verwerp te word. Om deur ander mense geklassifiseer te word en eenkant toe gestoot te word en uitgewerk te word. Maar omdat hy mens geword het, verstaan hy ook ons twyfel en die vrae wat in ons lewe en in ons harte mag opkom. En ons moet tog vanoggend ook met mekaar eerlik wees en sê, die lewe vir ons is nie altyd net vol vreugde en opgewondenheid en verwondering, soos wat daar by die skaapwagters was, toe hulle haastig na Bethlehem toe is, om Jesus te gaan ontmoet. Soms ervaar ons ook ander emosies in die lewe. Soms reageer ons ook anders op dit wat in die lewe met ons gebeur. Soms is ons reaksie soos wat Maria se was, waarvan ons in vers 19 lees. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. En waarskynlik dui dit op 'n mate van onsekerheid by Maria.
Al het sy vir die engel Gabriël gesê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat vir hom goed en nodig is. Al het sy daardie bekende loflied gesing, toe sy by haar tannie Elisabeth gaan kuier het. Maar Maria worstel met al hierdie dinge wat oor haar kind gesê is, en sy verstaan nie alles nie. Ons lees later in die evangelies hoe dat Maria en haar ander kinders verskeie kere na Jesus gaan soek het, en hom wou stil maak, hom wou keer waarmee hy besig was. Daar word selfs op 'n keer genoem dat sy en haar ander kinders het gesê, Jesus is mal. Want sy het nie verstaan, alles verstaan rondom haar seun nie. Sy bedink dit. Sy worstel daaroor. Sy bepeins dit. En sy bebid dit waarskynlik. In haar lewe was dit duidelik dat 'n wonderwerk is geen waarborg vir sommer net geloof. Geloof vra baie meer as net wonderwerke. Geloof vra dat die Christus gebeure in ons harte moet inslag vind. Dat ons dit in ons harte moet koester. Dat ons daaroor moet dink. Dat ons daaroor met God moet praat. Totdat dit gestalte vind in ons lewe deur geloof. So ons kan vandag vir mekaar sê, Merry Christmas. Maar as jy vandag Kersfees onder moeilike omstandighede vier, dan beteken Merry Christmas dalk nie veel vir jou. Maar dan kan jy nog steeds 'n geseënde Kersfees hê. Want God het in Christus mens geword. Sy geboorte is geen sprokiesverhaal of legende nie. Maar dit is konkreet, liggaamlik, 'n gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Ons kan vandag vir mekaar sê, geseënde Kersfees. Want aan Christus behoort al die mag, al die majesteit, al die heerlikheid, nou en vir altyd. Daarom, geseënde Kersfees vir u elkeen. Amen. Here, soos wat ek volgend, sodat die mense hier voor my kyk, wonder ek wat in elkeen se gedagtes omgaan. Wonder ek hoe sommige van ons vandag hierdie dag beleef. En wat geseënde Kersfees vandag vir ons beteken. Maar Here, wanneer ek daaroor wonder, dan weet u presies. Weet u presies wat vandag in elkeen se gedagtes omgaan. Weet u van trauma. Weet u van bekommernis. Weet u van hartseer. Weet u van verwerping en eenkant toe gestoot word. U ken vanoggend elkeen se gedagtes. U ken vanoggend elkeen se lewe. Omdat u in hierdie oggend elkeen by die naam ken. En dankie Here dat daar vandag vir elkeen 'n geseënde Kersfees kan wees. Omdat Christus gebore is. En omdat alle mag
aan hom behoort. En mag dit daarom vir ons elkeen 'n geseënde Kersfees wees, ten spyte van ons omstandighede. Amen. Kom ons sluit af met die slotlied, staan daar asseblief. Soos u almal weet, is ek nie die enigste dominee in die gemeente nie. Dalk het julle dit al begin glo die afgelope tyd, maar ek is nie. En daarom wil ek vir Rikus vra om saam met my ook 'n seën te kom uitspreek. En Floors, ek het vandag die behoefte om jou te vra om ook saam met ons hier te kom staan asseblief. Vir die van die wat dalk nie weet wie Floors is nie, Dominee Floors Ellis, hy was vir baie jare ook predikant van die gemeente gewees. Geliefdes, verbly julle in die Here en prys sy heilige naam. Mag die liefde van God die Vader en die vrede van die kind van Bethlehem en die krag van die Heilige Gees by julle wees, vandag en elke dag van julle lewe. Geseënde Kersfees. Amen.